Shalom. Kom ons sit weer in mekaar se stilte. Vind 'n gemaklike posisie. Voel die gewig van jou liggaam op die stoel, op die bank. Voel jou voete op die aarde. Laat jou asem stadig en natuurlik in en uitvloei. Asem in en uit. En dan nog 'n keer in en uit. Jy hoef niks hiermee te bereik nie. Jy hoef in die stil sit, in die stil raak, niks te bewys nie. Jy mag eenvoudig maar net hier wees, in God se teenwoordigheid. Bewus van God se teenwoordigheid. Ons bevind ons steeds in koninkrykstyd. En dis 'n seisoen waarin ons vra, hoe lyk 'n lewe wat deur die koninkryk van God gevorm word? Ons besin oor wat die koninkryk van God mag beteken. Daagliks mag beteken. Dikwels dink ons aan geloof as iets wat ons doen, vir God doen. Ons probeer beter glo, beter bid, beter leef. Maar Jesus gebruik 'n verrassend eenvoudige beeld. Bly in my, soos ek in julle. Hy sê nie, werk harder nie. Hy sê nie, bewys jouself nie. Hy sê, bly. Richard Rohr herinner ons daaraan dat die kern van die Christelike lewe nie prestasie is nie, maar verhouding. Dat die kern van die Christelike lewe nie prestasie is nie, maar verhouding. Die beeld van die wingerdstok en die lote gaan oor 'n voortdurende stroom van liefde, lewe en verbondenheid tussen God en mens. Ons word nie geroep om iets te produseer, te vervaardig nie. Ons word genooi om deel te neem aan 'n lewe wat reeds deur God aan ons geskenk word. Baie van ons leef asof ons afgesonderde wesens is. Ons dra ons laste alleen. Ons probeer ons probleme self oplos. Ons voel verantwoordelik om alles bymekaar te hou. Maar die koninkryk werk anders. In die koninkryk begin ons ontdek dat ons lewe nie sy oorsprong in onsself het nie. Soos 'n loot sy lewe uit die wingerdstok ontvang ons lewe uit God. Ons hoef nie die bron te wees nie. Ons mag verbind bly aan die bron. Miskien is dit waarom Jesus se uitnodiging so bevrydend is. Want wanneer ons ophou probeer om die bron van ons eie waarde, betekenis en sekuriteit te wees, ontdek ons dat ons reeds gedra word, reeds geliefd is, reeds behoort. Die vraag is nie, hoe kry ek God nader aan my? Die vraag is dalk eerder, kan ek wakker word vir die God wat reeds hier is? Neem nou net 'n oomblik. Dink aan iets wat dan swaar op jou hart lê. Besluit. 'n verhouding. 'n vrees.
'n teleurstelling. Hou dit saggies in jou bewustheid en luister na hierdie woorde van Jesus. Bly in my, soos ek in julle. Nie los dit op nie, nie verstaan alles nie, nie beheer die uitkoms nie, maar bly, rus vir 'n oomblik in hierdie uitnodiging. Kom ons rus vir 'n oomblik, net in hierdie uitnodiging. En dan, terwyl ons uit die stilte terugkeer, neem hierdie gedagte saam. Die vrug van die koninkryk groei nie deur inspanning alleen nie. Dit groei deur verbondenheid. 'n Lood produseer nie druiwe deur harder te probeer nie. Dit dra vrug, omdat dit aan die wingerdstok verbind bly. So ook met ons. Wanneer ons in God bly en God in ons, begin liefde natuurlik deur ons vloei. Begin geduld groei. Begin vrede wortel skiet. Begin genade sigbaar word. Mag jy hierdie week minder fokus op wat jy vir God moet doen en meer op hoe jy in God kan bly. Mag jy ontdek dat die lewe waarna jy verlang nie iets is wat jy moet skep nie, maar iets waaraan jy reeds mag deelneem. Want die koninkryk van God is nie ver weg nie. Koninkryk van God is nie ver weg nie. Dit is hier. Dit vloei reeds deur die wingerdstok. Dit vloei reeds deur jou. Asem weer stadig in en uit. En rus dan in die liefde wat jou dra. Rus in die bron wat nooit opdroog nie. Shalom.